Welkom by Te Bernadei se aanlyn diens. Ons is aan die einde van 'n 2-week reeks. Nou die vorige generasie het 'n gesegde gehad wat loop, genade tog. En ons het laasweek gesê, daar's 'n groot verskil tussen God se genade en God se barmhartigheid. Maar vir een of ander rede gebruik ons dit in dieselfde konteks. Die Engelsman praat van grace en mercy. En daarom het ons hierdie 2 weke gepraat oor die verskil tussen sy genade en barmhartigheid. Laasweek het ons gesien hoe God se barmhartigheid ons vergewe, hoe dit werk saam met God se oordeel, hoe dit op maniere werk wat ek en jy nie kan verduidelik nie, en hoe dit eintlik die straf en die dood wat ons verdien, dit nie vir ons gee nie. Ons is vergewe en vry. Ons kernteks vir hierdie 2 weke is Nehemia 9:31. Maar in u groote barmhartigheid het u hulle nie volkome vernietig en hulle nie verlaat nie, want u is 'n genadige en barmhartige God. So laasweek het ons nou klaar gepraat oor barmhartigheid. Hierdie week fokus ons op sy genade. Barmhartigheid het ons gesê word gedefinieer as medelee, vergifnis, jammerte, goedhartigheid en goeie dade. Maar genade praat nie net van vergifnis nie. Dit sluit ook in guns, voordeel, geskenk, dank, aangenaam, kosbaar, vreugdevolle vrygewigheid. Dit is baie om in te neem. So daar's 3 dinge om op te let oor genade. Die eerste een is, genade is God se onverdiende guns. Lukas 20:40 sê, en die kindjie, hy praat nou hier van Jesus het gegroei en sterk geword in die gees en vol van wysheid. En die genade van God was op hom. God se genade was van die begin af op Jesus en hy het vanuit daai guns uit bedien. En dis dieselfde genade wat op ons rus en ons guns gee. In 1 Korintiërs 15 maak Paulus hierdie verklaring en ek sê dit gereeld vir mense. Maar deur God se genade is ek wat ek is vandag. Hy het sy goedheid nie te vergeefs aan my bewys nie. Ek het harder gewerk as al die ander. En tog was dit ook nie weer ek nie, maar God se goedheid wat my gedra het. Selfs voor jou geboorte het God se genade jou geroep en begunstig. Als wat jy het en als wat jy is deur sy genade. Dis omdat sy guns op jou lewe rus. Die tweede punt rondom genade is, dit bemagtig ons. Ons lees deur die hele boek van Handelinge en jy kan dit gaan doen. Ek het daai studie self gedoen. Elke keer as ons die woord genade lees ons in dieselfde vers hoe die disippels bekragtig was om getuienis te wees van die opstanding van Christus en dat wonderwerke plaas gevind het. Handelinge 6:8 sê hom vir my die mooiste van al die verse in die hele boek. Stefanus, 'n man vol van God se genade en krag, het wonders en groot tekens onder die mense gedoen. Dit was God se genade wat die apostels bemagtig het om die dienswerk van die evangelie nie net te verkondig nie, maar dat daar krag deur hulle gewerk het. Wonderwerke het gevloei vanuit die genade van die Here uit. En dis dieselfde genade wat steeds vandag ons bemagtig. 2 Korintiërs 12:9 sê, my genade is genoeg vir jou, want my krag kom juis in swakheid tot volle verwesenlik. God wil die werk doen, ons moet net beskikbaar wees. In jou menslike swakheid moet jy God toelaat vir sy genade om binne en deur jou te werk. Dan sal sy krag jou tot jou volle potensiaal in hom laat na vore kom. Die derde punt, en hierdie punt is waar my hart al vir jare brand, en dit is dat God se genade is oorvloedig sterker as sonde. Romeine 5:20 het ek al baie keer mense hoor sê, dit sê die volgende, God se wet is gegee, sodat alle mense kan sien hoe groot en baie hul oortredings is. Maar hoe meer die sonde geword het, hoe oorvloediger het God se genade geword.
Baie mense sondig en dan sê hulle hierdie vers, waar sonde oorvloedig was, was genade baie meer oorvloedig. En so gaan mense voort om met sonde te speel, en dan vra hulle elke keer, maar net vir vergifnis. Maar sê Paulus skryf nie, dat God se barmhartigheid of sy mercy dan nou veel meer was as sonde nie, maar juist dat die genade of the grace of God meer as sonde is. God se barmhartigheid het ons vergewe, maar God se genade bemagtig ons om verby sonde te beweeg in 'n lewe van oorwinning. Die volgende versie, net die volgende vers, gee Paulus ons die antwoord, sodat, soos die sonde geheers het in die dood, so ook die genade kan heers, deur die geregtigheid tot die ewige lewe, deur Jesus Christus ons Here. Dan spring hy in die volgende hoofstuk in, Romeine 6:1 en 2 sê, wat ons dan sê, sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin leef? Vers 14 sê, want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder genade. Sien, die wet het ons van verlossing geleer, maar genade gee ons daardie verlossing. En net soos God kom om ons te red van hel, wil hy ons ook kom red van ons sondige natuur en van ons sonde self. Jesus het in sy aardse bediening in gelykenisse met ons gepraat deur vir ons koninkryksbeginsels te leer. So ek wil afsluit deur 'n moderne gelykenis vir jou te lees en jy kan jouself in daai gelykenis voorstel vandag. Kom ons lees dit. Daar was eens hierdie goeie en regverdige koning wat sy koninkryk met liefde en geregtigheid regeer het. 'n sekere dienaar het al die wette van die koninkryk oortree, is in die hof skuldig bevind en het die doodstraf ontvang. Die koning het die dienaar laat roep. Toe die dienaar die troonkamer binnegaan, het die koning die dienaar van al sy oortredinge vrygeskeld en vir die dienaar gesê, ek gee jou nie wat jy verdien nie. En dis barmhartigheid. That's God's mercy. Toe die dienaar op die punt was om die troonsaal te verlaat, het die koning hom gestop en gesê, benewens die feit dat ek jou vryskeld van al jou oortredings, het ek besluit om jou 'n prins in my koninkryk te maak, en in werklikheid te gee wat jy nie verdien nie. God se genade, God's grace. So, God se barmhartigheid gee ons nie wat ons verdien nie. Daai straf, oordeel, dood, hel. God's mercy is not giving us what we deserve. Maar God se genade gee ons wat ons nie verdien nie. Vergifnis, vryspraak, ewige lewe, krag. So God's grace is giving us what we don't deserve. Ek wil heeltemal afsluit hierdie reeks met 'n skrif wat ons laasweek gelees het, wat eintlik vir my barmhartigheid en genade opsom. Sagaria 3 vers 3 tot 4 lees, en Josua was bekleed met vuil klere, terwyl hy voor die engel staan. Daarop het hy aangehef en gesê aan die wat voor hom staan, neem die klere van hom weg. Toe sê hy vir hom, kyk, ek het jou skuld van jou weggeneem. Dit is barmhartigheid. En ek beklee jou nou met feesklere. Dit is God se genade. Kom ons sluit net die oë. Here, ons kom na U toe as U kinders. Dankie dat U barmhartigheid ons kom vergewe het en kom vrymaak het. Maar dankie vir U genade, waardeur ons nou U kinders is, waardeur ons krag het, waardeur ons bemagtig is, U guns op ons lewe het. En mag ons dit met die wêreld daar buite gaan deel. In Jesus naam, amen.